Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg om aan U te mag behoort. Wat 'n voorreg om U te mag aanbid, om nader te kom tot U troon. En Vader Jahwe, daarom ook vanmôre, wanneer ons as gemeente dit doen, dan doen ons dit met daardie eerbied, met daardie ontzag, met daardie erkenning, dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. Vader Jahwe, word dan verheerlik, ook in ons aanbidding. En elke loflied wat ons sing, elke gedagte van ons harte om U groot te maak, die woord wat ons hanteer, al die lof, al die eer kom U toe. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, U kan gerus sit. Hartlike groete vir almal wat ingeskakel is hier van ons van Bloemfontein se kant af. Na gister se lekker buitjie reën, vandag se hitte, maar dis nou maar hierdie tyd van die jaar. So ons is dankbaar daarvoor. Julle, ons teksgedeelte vir vanmôre kom uit Psalm 74 uit. En die tema van vanmôre se boodskap, Psalm 74. Ons gaan daarvan af vers 4 tot en met vers 14 gaan ons lees. En die tema van vanmôre se boodskap is Jahwe verslaan die seemonster. Nou dit klink amper vreemd, ek dink daar's een of twee wat gaan wonder, staan dit in die Bybel. Jahwe verslaan die seemonster. Nou kom ons lees eers ons teksgedeelte en dan kom ons terug. Psalm 74, ons lees daar vanaf vers 4 af. U teestanders het binne in u vergaderplek gebrul. Hulle het al tekens as tekens gestel. Die lyke soos wanneer iemand byle omhoog hef en digte plek bome. En nou, die houtsnywerk daarvan, het hulle alles met byl en hamers stikkend geslaan. Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek. Tot die grond toe het hulle die woonplek van u naam ontheilig. Ek kom nie terug daarna nie toe, so let op hierdie rebellie, hierdie opstand teen Jahwe, die heiligdom van Jahwe word vernietig. Hulle het in hulle hart gesê, laat ons hulle almal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van Jahwe in die land verbrand. Ons sien nie ons tekens nie, daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie. Hoe lank, o Elohim, sal die teestander smaad aandoen? Sal die vyand u naam vir altyd verag? Waarom trek u hand, ja, u regterhand terug? Trek dit uit u boesem, vernietig. Julle kan onthou, dis altyd daai beeldspraak van Jahwe, u regterhand, tree op handel. Hy twee elemente, Jahwe staan op, Kumi Jahwe, Jahwe staan op, en Jahwe laat u regterhand kragtig wees. Vers 12. Nogtans is Elohim my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. Voordat ons dan nou die belangrike gedeelte lees, wil ek tog sê, hy sê, Jahwe se heiligdomme word vertrap, Jahwe se heiligdomme word stukkend geslaan, afgebreek, vernietig, daar's niks oor nie, maar wat kom hy terug? Tog is Jahwe magtig. Al sien ons dat daar geen heiligdom meer oor is nie, al sien ons niks nie, Jahwe bly magtig. En hoor nou vers 13. U het deur die sterkte die see geklief, u het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek, u het die koppe van die Leviathan verbrysel, u het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Tot sover lees ons saam. Nou, hierdie beeldspraak kom reg deur die Ou Testament na vore, nogal meer as wat ons dink. Nou, blaai gou vinnig saam met my na Job 26 toe. Job 26. Ek gaan enkele gedeeltes lees, maar daar is 'n groot verskeidenheid van hierdie tekste wat ons vind. Job 26. En ons lees daarso vers 12 en 13. 'n 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 'n
En ek wil hê jy moet nou onthou die woorde wat ons nou raak. Ons gaan lees van Leviathan, ons gaan lees van Rahab, ons lees van die seemonsters, vers 12, deur sy krag bring hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter hy Rahab, deur sy asem word die hemel helder, sy hand het die vinnige slang deurboor. Jesaja 51. Jesaja 51. Vers 9 en 10. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte, arm van Jahwe. Ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie u wat Rahab neergekap het, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes? En dan nou Jesaja 27, ons laaste gedeelte, Jesaja 27 vers 1. In die dag sal Jahwe met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan. Jesaja 27 vers 1, oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot waters is. Tot sover lees ons aan. Nou daar is 'n klomp ander gedeeltes wat hierdie onderskryf en ook dit beskryf, maar ek wil eers wil staan weens tyd by hierdie tekste. Nou die Bybel bring 'n besonderse motief na vore, 'n motief waarin daar sekere agente is wat chaos, opstand, rebellie, vyandskap teen Jahwe en die dood voortbring. So hierdie groep se doel, en onthou nou die agtergrond agter hulle, rebellie, chaos, opstand teen Jahwe. As ons nou eenvoudig kan maak, opstand, die chaos kom teen Jahwe se orde, die rebellie teen Jahwe se gesag. In plaas van die lewe bring hulle die dood voort. So hulle is hierdie opstand teen Vader Jahwe. Nou dit vorm 'n kragtige, 'n duidelike motief in die Ou Testament, reg deur die Ou Testament, veral in die profetiese en die poëtiese tekste. Dus ons kry nie hierdie voorbeelde in die narratiewe tekste nie, maar ons kry dit in die poëtiese en die profetiese tekste, en ons kan dit amper beskryf as hierdie stryd teen chaos, hierdie stryd teen rebellie teen Vader Jahwe. En ons kry hierdie agente, 4 van hulle reg deur die Ou Testament. Die eerste een, die see en sy dieptes. Ek gaan dit nou verduidelik. Die tweede ene, die Leviathan. Die derde ene, Rahab, en die vierde ene, die ou slang. Hierdie is die 4 wat telkens gebruik word as 'n motief van rebellie, as 'n beskrywing van hulle wat rebelleer teen Jahwe. En daarom hierdie opstand kan wees, om dit nou eenvoudig te maak ter wille van ons kinders. Dit beteken dat 'n persoon, byvoorbeeld Nebukadneser of Farao, kry hierdie motief word aan hom toegesê, hierdie beeld word aan hom toegesê, deurdat die Farao dan genoem word Rahab, of die koning van Assirië word genoem Leviathan, as die beeld van hulle opstand en rebellie teen Vader Jahwe. So hou dit nou in gedagte. Daarom, kom ons kyk eers na die beeld van die see en sy dieptes. Die profetiese tekste en dan ook die poëtiese tekste gebruik hierdie see, en hy gebruik dit in die terme van, hou dit nou in gedagte, van hierdie bruisende see, hierdie dreunende see, en hierdie onbeheerbare see. Die see in sy krag wat bruis, wat dreun, as 'n simbool van chaos en van die dood. Hoekom? Onthou nou in die Ou Testamentiese konteks, het die see 'n gevaar ingehou vir Jan Alleman? Ja, hoeveel skeepsvaarders, hoeveel is dood
in die see, weens die see, die krag van die see, die ontembaarheid van die see, die rofheid van die see, was daai beeld gewees, en ons sien dit ook later in die woord van Jahwe, word die see, hierdie bruising, hierdie onstuimigheid, hierdie golwe wat druis, onthou dit nou wanneer ons by Yeshua gaan kom, en dit is belangrik. So ons het hierdie see wat bruis en opdreun, wat amper hierdie simbool word van chaos, van opstand, van onbeheersheid. Tog, maak die Ou Testament dit ook duidelik, wie het beheer oor die see? Jahwe self. Jahwe self is die een wat die see in beroering bring, Jahwe self is die een wat die see stil maak. Job 26 vers 12, jy kan maar net luister. Deur sy krag bring hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter hy Rahab. Onthou nou, hierdie see word gekoppel aan hierdie seemonster, is 'n beeld, daarom. Psalm 65 vers 8, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe, en nou kom ons by die volgende belangrike fokus, en die rumoer van die volke. Wie vergelyk die Ou Testament met hierdie see wat bruis en opskuim? Met die volke rondom Israel, in hulle rebellie teen Vader Jahwe. Onthou nou, Jesaja 17 vers 12, en die van julle wat wil saam bly, maar ek gaan nie stilstaan dat almal kan blaaityd het nie, weens die klomp tekste wat ons gaan hanteer, so ek gaan dit net lees. Die volke word beskryf as hulle bruis op, soos hierdie see, Jesaja 17 vers 12, weet die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Goed, nou met eenvoudig te maak. In die profetiese en die poëtiese taal, kry ons hier die beeld van die see, wat rebelleer, ontembaar bruis teen Jahwe. Dan word dit toegesê aan die volkere rondom Israel, daardie nasies wat opbruis. Waaraan dink ons direk? Aan Psalm 2, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige planne? Hulle hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde. Hulle doen wat Jahwe hulle verordineer het om te doen. Hulle bruis op, hulle is onstuimig, en is amper asof, en ek gaan nou so 'n bietjie vooruit, maar is amper asof Israel in hierdie bruising van die see kan voel, maar ons gaan verlore gaan. Ons gaan vernietig word, maar daar is een wat die see stil maak, daar is een wat die see oorwin, maar ons kom nou daarby uit. Die belangrikheid nou, is dat ons dit, Jahwe is in totale beheer ook van die see en van sy dieptes, en daarom, hy is die een, en daarom gebeur dit nie verniet. Hoekom laat Jahwe Israel droogvoets deur die Skelfsee trek? Dit word 'n simbool in die profetiese tekste van Jahwe se beheer oor die see, en hy kloof die see, en hy trek droogvoets deur, en daarom dikwels later, wanneer ons hierdie tekste lees, dan sê hy kloof die see, en onder in hierdie see, in hierdie dieptes van die see, is die slang, die kronkelende slang, die draak. Wat doen hy dan? Hy kloof dit, en hy deurboor daardie monster. Maar voor ons daarby uitkom, die tweede beeld wat gebruik word, is die Leviathan. Nou die Leviathan, die woord Leviathan verwys na iets wat draai en wriemel of kronkel. En daarom verwys dit na 'n kronkelende, wriemelende, slangagtige monster, as ek dit nou in baie eenvoudige Afrikaans moet sê. So ons kry hierdie koppeling aan die slang, hierdie wriemel, hierdie in homself. En hierdie Leviathan word dan hierdie beeld ook van rebellie teen Vader Jahwe. 'n Simbool van chaos, van vyandskap, van die dood, en julle sien dit elke keer teen Vader Jahwe. Ons sien dit met elkeen van hierdie beelde. Maar Jahwe is die een wat oor alles triomfeer. En daarom lees ons, wie is die een wat die koppe van die Leviathan stukkend slaan? Jahwe self. Psalm 74 vers 14, u het die koppe van die Leviathan verbruisel. Jesaja 27 vers 1, doodgemaak. So hierdie simbool van die Leviathan is hierdie opstand, rebellie, maar wat doen Jahwe daarmee? Hy vernietig hierdie monster. Hou net gou vir 'n oombliekie in gedagte. Wat was die indruk van persone in die Ou Verbond wanneer hulle gedink het, of in die Ou Testament wanneer hulle gedink het aan seemonsters,
of hierdie geweldige drake, en ek praat nou net van die beeld van hierdie geweldige krag van hierdie goed, die geweldige see, die grootheid van hierdie dinge. En dit word so beskryf as hierdie magtige kragte van rebellie teen Jahwe, maar met watter sleutel elke keer? Jahwe verslaan hulle, Jahwe vernietig hulle. Die volgende by ons kom die derde een, ons het nou eers die see in sy dieptes, dan het ons die Leviathan, nou kom ons by Rahab. Nou Rahab, die woord Rahab verwys, en dis belangrik, na trotsheid. Dit verwys na hoogmoed. Ons kan amper sê hierdie hoogmoedige bravade teen Jahwe, hierdie opstand teen Jahwe, hierdie rebellie teen Jahwe. En hierdie Rahab word dan in die Bybel as simbolies, is 'n naam vir hierdie simboliese see-monster wat optree. Nou, in die meeste gevalle word Rahab geassosieer met Egipte en met die Farao, Psalm 87 vers 4. En wat beeld dit uit? Die opstand, die rebellie, die chaos wat dit voortbring. En Jahwe is die een wat ons lees, wat die seemonster, die Rahab deurboor, Jesaja 51 vers 9 wat ons gelees het, julle kan onthou, is dit nie u wat Rahab neergekap het, wat die seemonster deurboor het nie. Goed, en nou kom ons by die vierde ene, die ou slang, die Nagash, of die draak, die Tanim. Waar lees ons die eerste keer van die slang, in watter boek? In Genesis vind ons die slang. Van Genesis af reg deur, nou die gedagte van die draak, die Tanim, is hierdie groot reptielagtige draak. Dit was die beskrywing wat die historiese lesers, dis wat hulle verstaan het onder draak, hierdie reptielagtige draak, wat parallel met die Leviathan en die Rahab funksioneer dan as 'n beeld van die opstand en die rebellie teen Vader Jahwe. Nou, uiteindelik fokus veral die fokus op die draak en die slang op wie? Op die Satan self. Aan die einde, wanneer ons dit vind, dan word dit alles gekulmineer. Want goed, kom ek vra eers so, wie werk hierdie gesindheid van die Leviathan, van die Rahab, van die see, wie is die een wat agter dit staan? Wie is die slang wat simbolies in die dieptes van die water lê en dit alles werk? Die Satan self. En hy is dan die laaste draak, die laaste slang, wanneer die water gekloof word, is hy die een wat deurboor, dis hy finaliteit. Onthou, elkeen van hulle, of dit dan nou Farao is, of dit dan nou Assirië is, of dit watter ryk of koning of wie ook al is, wat in die profetiese teks beskryf word, Rahab, Leviathan, onthou verskeie van hulle, gaan dit nou hanteer, dan tree hulle net op as agente van wie? Van die Satan self. En daarom, en die groot draak, Openbaring 12 vers 9, wat u goed ken, en die groot draak, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Net gou ter wille van verduideliking, hierdie 4 beelde, sodat wanneer ons dit dan raak lees in die profetiese tekste en die poëtiese tekste, hierdie 4 beelde word toegesê aan konings of ryke of entiteite. Die eerste een wat ek wil hanteer is Rahab. Rahab word hoofsaaklik, kan julle onthou, weet ek gesê, Rahab word die meeste genoem vir Farao. Farao word in die meeste tekste beskryf as hierdie Rahab, Jesaja 51 vers 9 tot 10, met die fokus op die uittog uit Egipte uit. Onthou daai beeld van die Rahab wat in die strome, nou hy word beskryf as die Rahab wat in die strome van die Nylrivier lê. So hy is hierdie beeld Farao met sy krag. Psalm 89 vers 10, Jahwe verpletter Rahab. Jesaja 30 vers 7, Jahwe verpletter Rahab, lê dood, Egipte se krag is ontneem, hy het niks oorgebly nie. Maar dan onthou, Jahwe sny die Rahab, Jesaja 51, hy sny hom in stukke, hy word beskryf as Jahwe deurboor hom, en hy word gesny in stukke, hy word totaal vernietig. Goed, dan die Leviathan. Die Leviathan is verwysend, dis nou interessant, na Assirië en Babylon.
Hierdie ryke word dikwels geassosieer met Leviathan en sy opstand. Dink maar aan Jesaja 27 vers 1, waarin Jaweh hom dan nou verslaan. En dan ook Psalm 74 vers 13 en 14 handel dit oor hierdie ryke se opstand. Die derde beeld is die draak, die groot monster, wat ook verwys na Farao, wat in die strome van die Nyl lê. Jesegiel 29 vers 3. Ek gaan dit gou lees. Ek is teen jou Farao, koning van Egipte, die groot draak wat in die midde van die stroom lê. So dis al hierdie beelde van hierdie wêreldryke. Ook Nebukadneser van Babylon word beskryf as hierdie draak, Jeremia 51 vers 34, want dit is Nebukadneser wat Israel soos 'n draak verslind. Ook in Daniël kry ons daai beeldspraak. En dan 'n baie belangrike ene, die koning van Tyrus word ook verwys na die draak. Die Jesegiel 28, wat 'n beeld is, julle kan onthou, as ons kyk na 'n beeld van Satan, 'n beskrywing van Satan se val, dan kyk ons na Jesegiel 28. En hier word dit Tyrus die metafoor daarvan. En dan die vierde een is die slang, verwysende na vyandige ryke. Jesaja 27 vers 1, die Leviathan, Amos 9 vers 3, Jaweh wat die vyand jaag, laat hy gaan lê soos 'n slang in die see. Psalm 91 vers 3, al daai beelde van 'n slang. Nou wat belangrik is, ook, of ek wil net ten laaste sê, ook Sanherib en Assirië word in Jesaja 14 vers 29, hulle kom is 'n wortel van 'n slang uit die eier van 'n basilisk, daai beeld van die slang wat Assirië en Sanherib besonderlik is. En dan natuurlik die see, die vierde ene, die verwysing Eksodus 15, besonderlik dan nou die see en sy dieptes, verwys na Egipte, of dan nou Farao, Eksodus 15 vers 4 tot 15, en Nehemia 9 vers 11. En dan ook Babylon in Jesaja 17 en in Habakuk 3 dieselfde. Nou ek wil graag deur daai tekste gegaan het, want ek wil dit vir u gee, want dit is baie meer algemeen as wat ons dink. Deurlopend kom dit in hierdie tekste voor. Telkens word die vyande van Israel, konings, ryke entiteite, beskryf volg deur hierdie 4 benamings. En dit gee uiting aan hulle rebellie teen Jaweh, die dood wat hulle bring, die chaos wat hulle bring, en die opstand teen Jaweh. Teenoor wat? Teenoor Jaweh se regering van orde en vrede. So onthou nou hierdie beeld van chaos, van dood, teenoor die orde en die vrede. Nou, in die antieke wêreld was die see, die Yam, en die dieptes, die Tehom, hierdie geweldige gevaar vir die mense, en die hele gedagte van 'n seemonster of van 'n draak of wat ook al, moes 'n geweldige invloed op daai ek wil amper sê op persone gehad het, as hulle hierdie ding moet visualiseer oor wat dit aan jou kan doen, en dit word die beeld. Daarom sal julle ook sien in Daniël 7, kry ons daai beelde van die drake, kan julle, of ek sê nou die draak, maar van die luiperd, van die beer, van die leeu en van die verskriklike dier. Dis daai beelde om uiting te gee aan die krag van hierdie entiteite. Dit word alles 'n uitdrukking van wat? Rebellie teen Jaweh. En wie gee vir hulle die mag? Satan self. Satan is die krag wat agter hierdie magte staan. Hy is die ou slang, die kronkelende slang, die draak, die tannin, die chaos monsters, die Leviathan, die Rahab. Hy is die personifikasie daarvan. So onthou dit. Alhoewel dit aan die ander toegesê word, hy is die personifikasie daarvan. Daai opstand, daai rebellie teen Vader Jaweh. Van die tuin van Eden af, wat hy voorkom as wat? As die ou slang, reg deur die Bybel, Eksodus 15, die dieptes van die see, reg deur die ballingskap, alles wat gebeur het, die Rahab, die Leviathan, totdat hy aan die einde in sy finaliteit verslaan word, eers aan die vloekpaal deur Yeshua, en dan wanneer Yeshua weer kom, vir ewig in die poel van vuur gewerp word. Hy is die oeroue versoeker, die verleier, die oorsaak van alle chaos en opstand en rebellie teen Jaweh. En nou belangrik, soos wat Jaweh hom verslaan het, die groot draak, die ou slang, die duiwel self,
Openbaring 12, neergewerp het, deurboor het. En dit word die kernmotief van hierdie hele beeld. Hoe magtig hierdie monsters, hierdie seemonster, hierdie raap, hierdie Leviathan ook lyk. Wie beheer, wie regeer? Jahwe bring orde uit chaos, hy bring lewe uit die dood uit, hy verslaan die Satan. Nou hierdie hele beeld kry ons van baie vroeg af. Hoe het dit gelyk? Hoe het dit geword in Genesis 1 vers 2? En die aarde het woes en leeg geword. En in hierdie woeste toestand, wie is dit wat spreek en daar is laat daar lig wees en daar is lig. Ons kry hierdie beeld, onthou dit nou, van Jahwe wat deur die hele geskiedenis intree as die een wat orde bring, wat herstel bring, wat lewe bring, wat sy gesag bring. Dieselfde is met die sonde. Wat gebeur met die sonde? Genesis 3, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal julle kinders baar. Wat is die intrede van Jahwe wat die hoop bring? Hy sal jou die kop vermorsel. Wanneer daai wanhoop daar is, julle sal sterwe met moeite, met die sweet van julle aangesig, al hierdie oordeele, dan is daai een hoop wat Yeshua sê, hy sal hom die kop vermorsel, die saad van die vrou, naamlik Yeshua self. In die Rigterstydperk kry ons dit ook. Ons sien, hoe lyk die Rigterstydperk vanuit Israel se perspektief? Is Israel gehoorsaam aan Jahwe? As ek nou vanmôre oom Andrei, was Israel gehoorsaam? Was Israel 'n skitterende voorbeeld van gehoorsaamheid? Alles behalwe. Hulle was 'n skitterende voorbeeld van chaos. En die woord sê vir ons dat Rigters 5 vers 6, julle kan maar net luister, in die tyd van Jael was die paaie verlate, die reisigers het nie langs die paaie gegaan nie, het langs sy paaie gegaan. Rigters 5 vers 7, leiers het in Israel ontbreek, daar was wanorde, hoofstuk 17 vers 6, elkeen het gedoen wat goed was in sy eie oë. Daar's daai chaos in Israel, die kinders van Israel 2 vers 11 tot 13, het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, hulle het die Baals gedien, hulle het Jahwe verlaat en agter ander gode aangeloop. Wat het Israel gedoen? Chaos. Wat is dan Jahwe se intrede? Maar elke keer wanneer Jahwe benoudheid oor Israel gebring het, Rigters 2 vers 16, verwerk Jahwe 'n rigter wat hulle verlos het uit die hand van hulle veroweraars. Telkens is dit Jahwe wat ingryp om herstel te bring. En ons sien hierdie beeld reg deur die Bybel. Ek hoef nou nie vanmôre elke beeld daarvan te doen weens die tyd, maar dit sien ons reg. Wat sien ons die reaksie? Onder wie se mag was ek en jy ook? Onder die mag van die slang. Onder die mag van hierdie Leviathan, hierdie seemonster. Maar wie is die een wat ons kon vrymaak daarvan? In Yeshua, ons gehoorsaamheid aan Jahwe. En ons sien daarom hierdie primêre voorbeelde, veral wanneer dit te doen het met hierdie seemonster. Onthou, dis waaroor ons gaan, vanmôre se tema gaan oor Jahwe verslaan die seemonster. Dan gaan dit primêr by die gebeure waar dit van toepassing is, by die uittog uit Egipte uit, eers die skepping, dan die uittog uit Egipte uit, en dan Assirië en Babylon se oorwinning, se wegvoering van Israel, en dan hoe hulle verslaan word. Dis die primêre beelde, en dan Yeshua, wat die slang se kop vermorsel met sy sterfte en opstanding. Goed, maar voor ons daarby kom, nou kom ons terug. Ons het gesê, wat die see word hierdie beeld van, ontembaarheid, van rebellie, van opstand teen Jahwe. Is dit verniet dat Yeshua op die see loop en die see stil maak? Is dit verniet dat Yeshua juis nie eens van alles wat hy kon gedoen het op aarde, niks is per ongeluk nie. Is dit juis Yeshua wat op die see tree en vir die see sê in Markus 4 vers 29, swyg, wees stil en die see word kalm. Die gelowiges van daai tyd moes dit 'n geweldige getuienis gewees het. Want die see was die beeld van die rebellie, die opstand, die ontembaarheid. En hier kom Yeshua, en daarom was hulle so verbaas gewees. Luister, selfs die see en die storms na hom. Wie is hy? En daarom daai pragtige beeld van Yeshua wat op die water loop. Hy loop, hy herstel daai chaos, daai opstand, hy regeer oor dit. Hy oorwin die Satan, die draak, in sy opstanding. Kolossense 2 vers 15 en daai pragtige beeld van Yeshua se opstanding. En wanneer is daar vandag nog chaos in die wêreld? Is daar dood in die wêreld nog?
is die dood en die chaos al verslaan? Dis verslaan, maar hy is nog hier. Maar hy is verslaan. Wanneer gaan daar nooit meer chaos wees, of opstand, of rebellie, of iets nie? Met die wederkoms van Yeshua. Met die wederkoms van Yeshua is daar geen chaos, geen dood, geen opstand. Alles is totaal uitgewis. Al wat oorbly is volmaakte vrede en die orde. Want wat beteken vrede? Net gou vinnig. Shalom beteken vrede. Hoekom is daar vrede? Omdat daar gebrek aan oorlog is, of omdat alles in orde is? Alles is in orde, onthou nou, teen chaos die orde van Jahwe. Die vrede is, alles is in plek. Daarom is daar vrede, daarom is daar orde. So dit is wat Yeshua bring. Nou, waarom gebruik die Bybel hierdie motief? Waarom is dit so reg deur die Ou Testament hierdie motief, en dan selfs ook dele van die Nuwe Testament? Hierdie chaos monster, as ek dit so kan, hierdie monster van dood en opstand, Leviathan, Rahab, draak, verteenwoordig alles wat in opstand is teen Jahwe se gesag en regering. En soms is my en jou optrede ook deel daarvan. Soms kom ek en jy ook vat ons trotsheid, ons rebellie, ons eie ek, ons eie waan, ons soeke na ons eie bevrediging en gemak en wat dit ook al mag wees, is alles in diens van hierdie opstand en rebellie teen Vader Jahwe. Tog is hy die een wat verlossing bring, ook vir ons. Hy verslaan dit alles, hy maak 'n einde daaraan, hy oorwin. Hierdie ou draak, die ou slang, lyk magtig. As ons kyk na die volke rondom ons, en ons kyk na die bruising van volke, en die grootsheid van die volke rondom ons, en ons kan amper sê, soos aan die begin van die boodskap, dit lyk amper asof Israel tussen hierdie golwe van see van volkere net gaan verdwyn, dan is daar daai een hoop, Jahwe maak die see stil. Jahwe bewaar sy volk, ek kom terug daarna toe. Hy het reeds oorwin in Yeshua aan die vloekpaal. Die kop van die vyand is reeds vermorsel. Yeshua het reeds oor hom getriomfeer en hom in die openbaar tentoongestel, uitgeklee en gewys, hy's kragteloos, want daar is een wat regeer. Die Satan en al sy pogings kan nie triomfeer nie, want Yeshua het reeds oorwin. Wat beteken dit vir ons vir vandag? En nou wil ek einde se kant toe staan. Wat beteken dit vir ons vandag? In 'n wêreld vol chaos, in 'n wêreld vol opstand en rebellie teen Jahwe, in 'n wêreld wat vreemd voel van Jahwe af weg, het ons as gelowiges daai een sekuriteit, hy het klaar oorwin. Hierdie alles wat ons sien, is nog daai laaste styftrekkings voor dit alles vernietig word. Yeshua het reeds oorwin. Maar die finale oorwinning met sy wederkoms, wanneer hy alle rebellie en opstand en chaos wegvat, dit lê voor en dis waarna ons uitsien. Maar nou wat vir ons belangrik is getrouheid tot dan. Tot dan is dit vir ons nodig om te midde van die see te wandel in gehoorsaamheid aan Jahwe. Te midde van al hierdie woorde en opstande rondom ons, om te wandel in Yeshua se lewe, in Yeshua se opstanding, om gehoorsaam te wees aan hom. Hy het klaar die sonde vernietig, die rebellie vernietig, die Satan oorwin. Tog gaan daar 'n stadium kom waar dit alles weggeneem gaan word. Die groot beeld van Yeshua se oorwinning oor hierdie chaos, oor hierdie draak, oor die ou slang, oor hierdie bose magte, Leviathan, die Rahab, is nie net 'n verhaal nie. Dis nie net iets, 'n storie wat vertel word nie. Dis 'n lewende werklikheid wat ons vandag direk aanspreek en roep om op 'n spesifieke manier te lewe. Want dit is Yeshua het oorwin. En dit roep ons om met vertroue en vrymoedigheid Jahwe te dien. Yeshua het reeds die stryd oorwin aan die vloekpaal, Kolossense 2 vers 15. Die Satan is 'n verslaande vyand. Al brul hy nou nog soos 'n leeu en hy loop rond soos 'n leeu wat soek of wie hy kan verslind, het hy geen mag oor die uitverkorenes van Jahwe nie. En daarvoor eer ons Jahwe, dat ja, hy kan hierdie volke opsweep en alles kan gebeur, maar die uitverkorenes van Jahwe bly in Jahwe se hande veilig. Dit roep ons
om in hierdie wêreld werklik meer bewus te wees van Jahwe as van die geraas rondom en die chaos rondom ons. Dit beroep ons om in ons binnekamer 'n erns te maak om Jahwe te aanbid en nie deel te word van hierdie chaos wêreld rondom ons nie. Dit roep ons om met vrymoedigheid tot Jahwe te nader, Hebreërs 4 vers 16, in afhanklikheid om volgens sy koninkryk te leef in hierdie chaos, in hierdie stormagtigheid. En daarin om standvastig te staan ook in ons geestelike stryd. Die oorwinning is reeds behaal. Ek wil gou vinnig vir u vra. Het jy al gewonder, het jy al vir 'n oomblik stil gesit en gewonder en kyk na die wêreld en al die nuusberigte en alles wat gebeur en jy wonder, hoe gaan Jahwe sy volkie vashou? Hoe gaan Jahwe oorblysel vashou in al hierdie chaos? Wie julle wat? En dan kyk ons dan menslik daarna, sê menslik is dit amper onmoontlik. Maar wat by die mense onmoontlik is vir Jahwe moontlik. Sodat Israel nooit kan sê, dit was ons wat gestaan het in ons geregtigheid en ons prestasie, sodat ons eendag moet sê, as dit nie was vir die genade van Jahwe alleen nie, dan was ons so skuim weggevee van hierdie aarde af. Maar die is sy genade, en dit is hierdie motief, bring ons terug na hierdie erkenning van die oorwinning, die heerskappy. Hy hou ons vas, hy voorsien vir ons, en nou is die belangrikheid, leef ek en jy dit. En ek wil, hierdie is baie belangrik aan die einde van die boodskap. Leef ek en jy dat hy ons vashou, hy ons voorsien, hy ons dra, hy ons beskerm, hy ons vorm elke dag, hy ons skaaf en brei soos klei, om dit wat hom nie welbehaaglik is nie weg te vat, en ek is gehoorsaam daarin, ek gee my oor daarin, ek wil my verander elke dag na sy beeld en sy gelykenis. Ek wil dat sy orde, sy vrede my deel word. Ek wil my lewe in orde en respek aan Jahwe wandel, in erkenning aan die aanbidding van hom, nie soos die wêreld in chaos nie. Want die wêreld het een doen, hy wil jou lewe in chaos verander. Hy wil jou in verslawing en oorgawe aan genot van hierdie wêreld, kortstondige bevrediging, al hierdie goed, hy wil jou daarmee en jou lewe word chaos. Die orde van Jahwe, die belydenis van my identiteit in hom, ek is 'n erfgenaam, ek is 'n verloste, ek is 'n kind van hom, ek verwag my koning. Ons word geroep om die volle wapenrusting van Yeshua se oorwinning te dra, sy verlossing, sy geregtigheid, sy waarheid, sy lewe elke dag uit te leef, Efesiërs 6, om nie ons lewens oor te gee aan die chaos nie. En nou belangrik, om deur ons aanbidding en ons verkondiging aan hom al die eer te gee. Dit is so mooi in Openbaring 12, word die draak verslaan deur wat? Deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Ons het 'n getuienis. En ek praat nou nie eers net na almal na buite mense nie, dit kom op sy tyd, maar my eie hart en my eie lewe, wat is my belydenis, my getuienis in my eie hart? Jahwe regeer, Jahwe is koning. Ons getuienis is die verering van Jahwe. Vandag word ons geroep om Jahwe te verheerlik, om hom te prys te midde van al hierdie omstandighede, om blymoedig Jahwe te dank, om vir Israel te sê, hierdie is belangrik, om vir Israel wat te sê, jou God is koning. Maak nie saak wat die volke daar buite sê. Al wil die nasies bedink die volke nietige dinge, Jahwe lag vir hulle. Om te volhard tot die einde toe. Om te midde van alles wat rondom ons gebeur, die een anker, die een rigpunt, om volkome op Yeshua te wag. Getrou te wees, waak en bid totdat hy kom. Ek wil opsommenderwys sê, hierdie beelde word nie verniet gebruik nie. Hierdie beelde van 'n seemonster, van die bruisende see, hierdie kragtige, van hierdie Leviathan, hierdie beeld van hierdie onoorwinnelike monster, van die raap, hierdie monster in die dieptes. Wat werk dit? Die wil van die Satan, die opstand, die rebellie, die chaos. Kan ek en jy in onsself dit oorwin? Die antwoord is nee. Het Yeshua dit reeds oorwin? Ja. En daai beeld in die Ou Testament, in die profete en die poesie, kom terug na ons eie lewens toe. Dankie Jahwe, dat U die chaos in my lewe oorwin het. Dankie dat U die dood in my lewe oorwin het. Dankie dat U die rebellie in my lewe oorwin het, sodat my hart aan U onderworpe is en sê, Jahwe, vorm my elke dag tot lof en tot eer van U naam. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Mag dit wees, elkeen van ons, ook vir ons as 'n gemeente, daai belydenis, hy het oorwin. Ek wil afsluit met daai woorde, om vir Israel te sê,
Jou God is koning. Kom ons staan dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare voorreg het ons om te kan weet dat U het reeds oorwin. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, uit U en deur U en tot U is alle dinge en buiten U is daar niks nie. En Vader Jahwe, wanneer ons as 'n gemeente so saam is, dan dank ons U daarvoor. Dankie dat ons aan U kan behoort wat reeds vir ons oorwin het en dat ons in daai spore van geregtigheid kan volg. En ons wil vra, wil U elkeen van ons wat hier is, elkeen wat die woord hoor, help Vader Jahwe, dat ons dit sal volg, dat ons sal oorgee aan U in gehoorsaamheid, en dat ons in daai orde van U sal wandel elke dag, dat ons lewens sal getuig van daai orde, dat ons lewens sal getuig van U aanbidding, dat ons lewens sal getuig van ons buiging, ons belydenis van U, dat U is alles vir ons. En Vader Jahwe, dankie dat ons daarom die week wat voor U aan U kan opdra en kan vra, neem U elkeen van ons, wil U ons elkeen vorm en lei en brei en rig, tot lof en tot eer van U wonderbare naam. Ons dank en ons eer in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.